die nuus, minstens 4 mense volgens berigte beseer toe 'n Rovos railtrein met 'n vragtrein in Zimbabwe bots. Gebedsgeleenthede vir Jocelyn Smith in Saldanha gehou. En die jaarlikse paaseierjag by die Pontethoring sorg vir groot opwinding onder die kleinspan. Welkom by die nuus in Afrikaans. Minstens 4 mense is beseer toe Suid-Afrika en een van die wêreld se weelderigste treine, Rovos Rail, in 'n kop-aan-kop botsing met 'n vragtrein in Zimbabwe betrokke was. Die ongeluk het naby Gwanda gebeur terwyl die trein met 47 buitelandse passasiers onderweg was na die Victoria Waterval. Volgens Rovos Rail se woordvoerder, Liesel McLean, is die 4 beseerdes almal personeellede. McLean sê al die passasiers is oornag in 'n hotel in Bulawayo gehuisves en vroeër vandag na die Victoria Waterval gevlieg. In 2010 is 3 mense dood toe 'n Rovos railtrein in Pretoria ontspoor het. Die ongeluk het gebeur toe werkers besig was om lokomotiewe te ruil en die 19 treinwaens terugrol het. Daar was 55 buitelandse passasiers op die trein ten tye van die ongeluk. Rovos Rail bied luukse treinreise deur Suid-Afrika en die res van Afrika aan. Die Victoria Watervalroete is 1400 km lank en neem 3 tot 4 dae van Pretoria na Bulawayo. Terwyl die Jocelyn Smith ontvoering en mensenhandelssaak voortgaan in Saldanha Bay in die Wes-Kaap, kom 'n groep inwoners elke dag buite die hof vir gebed byeen. Die verdwyning van die 6-jarige Jocelyn in Februarie verlede jaar is een van talle soortgelyke sake in Suid-Afrika waar 'n kind elke 5 ure vermis raak. Jocelyn se ma, Kelly, haar kerel Jacqueline Paulus en Stefano van Rein staan tereg op aanklagte wat verband hou met die kind se verdwyning. Die White City veeldoelige sentrum is ingerig as Hooggeregshof vir die saak om lede van die publiek toegang te bied tot die verhoor. Sommige gemeenskapslede woon die verhoor by, terwyl ander geestelike bystand bied voordat hulle dagtaak pak. Toe die hof Saldanha toeskuif, dan bid ons maar geduldig. Die gelowiges, die gemeenskap het geduldig gebid. As hulle op die duine is, as hulle vir gesoek het hulle gebid. As hulle in middelpos is, het hulle gebid. Oral was net 'n gebed. Volgens die opdrag wat ons gekry het, my suster gekry het, om elke oggend hier te kan kom bid en ons hoop en vertroue is op die Here dat daar 'n deurbraak sal kom. Jasmina Samuels bedryf 'n sopkombuis in die gemeenskap en onthou Jocelyn goed. Ek sien nou nog hoe eagerly sy kom aangehardloop met 'n koppietjie vir 'n koppie sop. Hoe sy in die lyn kom staan en vir ander se plekkie gee om voor te staan, die kleiner sussie van haar. En ons dankie Here vir 'n meisiekind so Jocelyn. Ons bid altyd saam voor ons begin en hulle hartjies kan nie wag om te sing en te bid en vir die koppie sop om te ontvang, warme sop om te ontvang nie. Van die meer as 1700 kinders wat jaarliks in Suid-Afrika vermis raak, word gemiddeld 77% teruggevind. Dit laat egter ongeveer 400 kinders per jaar wat nooit opgespoor word nie en waarskynlik slagoffers word van moord of mensenhandel. In Jerusalem in Israel het duisende ortodokse Christene na die Heilige Grafkerk gestroom om die Heilige Vuurseremonie te vier. Dit simboliseer Jesus se opstanding en is een van die kleurrykste Christenvieringe tydens die Paastyd. Palestynse Christene het gekla oor beperkings wat Israel se owerhede op hulle geplaas het om die geleentheid by te woon. Net 2750 pelgrims is vanjaar toegelaat om die viering binne en 4200 buite die kerk by te woon. In Rome het tientalle afgevaardigdes van die VSA en Iran aangekom vir die volgende ronde samesprekings oor Iran se kernprogram. Die samesprekings probeer 'n oplossing vind vir die dekades lange dooiepunt tussen die twee lande oor kernwapens.
President Donald Trump van Amerika het vroeër gedreig met militêre optrede teen Iran as die land nie sy kernprogram staak nie. Die vorige ronde samesprekings vroeër die maand is deur albei lande as konstruktief bestempel. Die Kruger Wildtuin in Mpumalanga ervaar hierdie naweek 'n toename in besoekers, terwyl talle plaaslikes Paasnaweek by die kerk deurbring, neem ander tyd om die natuur skoon te beleef. Die park het hekkwotas ingestel en sy sekuriteit opgeskerp om die toestroming van besoekers die lang naweek te bestuur. Dis 'n besige dag by die Skukuza ruskamp. Nadat oorstromings onlangs in sommige kampe ondervind is die meeste dele van die wildtuin nou weer oop vir besoekers. Bykomende maatreëls is ingestel om hulle veiligheid te verseker. We have put more measures in place for the observation of the rules in the park. We have tightened the securities and more planned operation with other law enforcement. Toeriste in die kamp sê dit was 'n goeie dag om die natuur te geniet en om 'n bietjie te rus en te ontspan. Dit is baie lekker om hier te wees. Ons kom so 3-4 keer 'n jaar na die Kruger Wildtuin toe. Ek dink ons kan so 'n bietjie ontspan, ons is in die natuur. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Parke Raad het kwotas ingestel om die toestroming van besoekers oor die lang naweek te beheer. Ons het vanoggend by een van ons hekke 23 minute oor 6 was ons hek 'n kwota al klaar bereik. So dit is weer eens 'n indikasie van hoe besig dit is hier by ons. Intussen sê die Mpumalanga Toerisme en Parke Raad 'n leeu wat op vrye voet was, is gevang, terwyl hulle op die uitkyk bly vir nog leeu's wat vry rondloop. Die jaarlikse Paaseierjag by die Pontettoring in Johannesburg het weer vir groot opwinding en vermaak onder die jong span gesorg. Die organisasie sonder winsbejag, Dlala Nje, is vir meer as 'n dekade die gasheer van die geleentheid by die ikoniese landmerk. Die pretbelaaide soektog is 'n goeie manier om kinders speelspeel meer te leer oor die ikoniese gebou terwyl hulle paaseiers soek. Die paaseierjag word elke jaar verskillend aangebied en die kinders se opgewondenheid as hulle wel 'n eier opspoor ken geen perke nie. It's my second time and I feel happy. I find 50 eggs. It's my 5th time in the Easter egg hunt. I got 12 Easter eggs and I'm happy about it. I really enjoy it, the experience, even though it's my 6th time doing this thing. It's really amazing. I feel happy. Die 54 verdieping gebou in die hartjie van Johannesburg is huis vir baie van die kinders wat jaarliks deelneem. Organiseerders beplan om die prettige paaseier tradisie voort te sit. So, yeah, these kids, it's such an honor to have these kids, seeing them smiling and enjoying this. It's been quite popular for at least almost 5 years now, and it's been an amazing experience each and every time. Petrolkoppe van reg oor die land het op Kimberley in die Noord-Kaap toegesak vir die jaarlikse drag racing kompetisie. Dit is 'n hoë oktaan geleentheid wat brandende bande, duur omgeboude motors en diegene wat verslaaf is aan die adrenalien-inspuiting van die kwartmyl bymekaar bring. Oorverdowend en baie vinnig. Van die nuutste model motors tot motorfietsse. En hier moet 'n mens liefs nie 'n chore op sy bakwerk beoordeel nie. Daai motors van die 80's kan behoorlik die teer laat spat. Dit kom al jare aan in Kimberley in en ons gee terug na die gemeenskap. Die motors was vuur en vlam, tot die groot vreugde van motorliefhebbers. Vir diegene agter die stuur, 'n skoot adrenalien soos hulle die kwartmyl opvreet. En die doen 11-8. 11 secondes speed 203. Ek is 'n petrolkoppie. Dis die turbo booster en ons try maar die tye net verbeter. Drag racing kan 'n duur affære wees soos jaars met hulle engines Peter op soek na die vinnigste tyd.
Die byeenkoms word deur die Motorsportvereniging van Suid-Afrika goedgekeur. Ulrich Hendriks, SAK nuus Kimberley, Noord-Kaap. Dis dan hier waar ons eers groet. Geniet die res van jou lang naweek.